Prys die kerk ons tema vir vandag is van onsekerheid tot oorgawe. 2026 is in God se hand. Wie van u weet dit nie? 2026 is in God se hand. Ja, kom ons lees saam. Psalm 121 vers 8 sê die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot en ewigheid. Kerk, ek glo nie ek mooi glo wat ek sê. Besef ons wat dit beteken as God self hierdie deklarasie maak. Hierdie teks wat uitkom uit die Psalms uit, is 'n diep bemoedigende belofte oor God se volgehoue beskerming en sy tyd. Psalm 121 is een van die pelgrimsliedere. Hierdie psalms was gesing deur die Israeliete terwyl hulle op pad was na Jerusalem om van die feeste by te woon of te gaan bid. En hulle reis was gevaarlik omdat hulle aan daai tyd rowers was. Hulle is berge op en berge af. Nou ja, en hulle het hierdie lied gesing terwyl hulle op reis was. Daar was natuurlik die dag se hitte en dan ook dan onbekende bedreigings wat op hulle pad gekom het terwyl hulle gestap het. Dink net bietjie hoe moes dit geklink het as hulle hierdie pelgrimslied sing. 3 miljoen Jode. Maar ek glo nie ons verstaan wat se krag in daai lied kon wees nie. Ek dink tot die kakkerlakke het pad gegee. Maar dit moes mighty gewees het. Die Psalm begin met die volgende. Hy sê ek slaan my oor op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Antwoord my hulp is van die Here van die hemel en aarde gemaak. En kom ons pos net vir so 'n oomblik. As ons as mens net hierdie kan verstaan, hierdie wat die woord vir ons hierso sê. Ek slaan my oor op na die berg. Met ander woorde, ek kyk op na bo. En terwyl die vraag in my hart lê, waar sal my hulp vandaan kom? Is die antwoord altyd van God. My hulp kom van wie? Van die een wat die hemel en die aarde geskaap het. Ek gaan dit weer sê. My hulp kom nie van mense af nie. My hulp kom nie van die wêreld af nie. My hulp kom van die Here af, wat die hemel en aarde geskaap het waarop ek bly. En selfs alles wat op hierdie aarde en in hierdie aarde is, het hy geskaap. Dit, my liewe broer en suster, behoort ons opgewondenheid in ons harte te gee. Behoort ons bly te maak dat die skepper van alles die een is wat my beskerm. Selfs die een, hy is die een wat my geformeer het. Die een wat my in my moeder skoot geformeer het, is die een wat duidelik hier sê, ek is die een wat jou te hulp sal kom. Daarom hoef ek nie te vrees vir môre. Ek hoef nie te vrees vir die nuwe jaar wat voor lê. Hoekom? Want 2026 lê in God se hand. 2026 lê in God se hand. En die einde van die Psalm in vers 8 word God se beskerming saamgevat. En daarmee bevestig hy wie God is, die volgende. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar. Jou uitgang en jou ingang. Hierdie woorde dui duidelik op jou lewe, jou vertrek en jou terugkeer, jou daaglikse roetine, elke besluit wat jy neem, elke beweging wat jy maak, op jou natuurlike lewenspad met jy stap. Deur dit alles sal hy jou ingang en jou uitgang bewaar. Ek wil graag vir u die hele Psalm 121 lees. Ek slaan my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dan sê hy verder, hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nooit. Is dit nie wonderlik om te weet dat die bewaarder slaap nie?
Jy gaan hom nie iewers om 'n hoek kry, op 'n stoel sit en slaap terwyl jy jou plek moet oppas nie, kerk. Die bewaarder slymer of slaap nie, hy het nie nodig om te slaap nie. Die Here is jou bewaarder, sê hy verder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Goodness. Wat beteken dit? Kan ek ooit weghardloop vir my skaduwee? Kan ek wegkom van hierdie skaduwee af? Want dit maak nie saak wat ek doen nie. Ek kan nie wegkom van hom af nie. So wat beteken dit vir ons? Die Here is my skaduwee. Die Here is altyd by my. Hy is altyd langs my. Hy is so naby soos my skaduwee aan my is. Dan gaan hy verder en sê die son sal jou bedags nie steek nie. En die maan ook nie in die nag. Die Here sal jou bewaar vir elke onder. Jou siel sal hy bewaar. En dan is ons teks van oordenking wat sê die Here sal jou uitgaan en jou ingaan bewaar van nou af tot die ewigheid. My. Hier dit alles is God, ons bewaar. Maar hoekom het dit nie so gevoel in 2025 vir sommige van ons? Dan is dit een van twee dinge, kerk. Nommer 1, of jy laat God nie toe om jou bewaarder te wees, of God is besig om dit te doen. Dis een van twee dinge. Dis net een van twee dinge. En die werk is nie altyd maanskyn en roos nie. Wie weet vandag, dis nie altyd lekker om gekraaid, geknip en gesnoei te word. Maar ek wil vir u sê, vir 'n diamant om op sy mooiste en kosbaarste te wees, word hy gedraai en geslyp te word. Daar word letterlik van sy stukke af weggeslyp voordat hy perfek kan wees, sodat die beste uit hom gekry kan word. En 'n diamantsnyer sal nie ophou slyp en sny en graai en skuur totdat hy sien dat hierdie diamant nou tot perfeksie geslyp is. En dis in hierdie proses waar ons gewoonlik uitspring en sê nee, Here, U is net te veel vir my. As goed wat U nou wil wegsny in my lewe, wat ek nog aan wil vashou. Is dit nie maar wat ons doen? Daai bagasie wat jy saam met jou sleep, jaar in en jaar uit. Ek het nuwejaarsvoorneme, maar hierdie bagasie gaan saam uit 2025 uit in 2026. Why? Hoekom doen ons dit? My mentor wat ek gehad het altyd gesê, die Here tig die wat hy lief het. Ag Here, wil jy nie net asseblief iemand anders ook 'n bietjie liefde gee nie? Want jy gee my nou baie liefde. Prys die Here. Prys die Here, kerk, as die Here met jou werk, laat hom toe om klaar te maak, want hy gaan die perfekte diamant van jou maak. Ons wil vashou aan die verlede. Ons hou vas aan dinge wat God al lank al vir ons gesê het om te laat gaan. Maar ek het gister besluit om die 2-spoorpaadjie wat oploop na ons hek toe bietjie skoon te maak. En ek laai die kragopwekker agter op die bakkie, die kantsnyer of edge cutter of wat ook al dit wil noem, 'n masjien wat jy gebruik om privets en boontjies mooi en suiwer te sny. Terwyl ek vanoggend in die bed lê, dink ek aan hierdie dag en die moeite wat dit was om hierdie paadjie skoon te maak. Dit is seker so 'n kilometer, give and take, dalk bietjie minder, dalk bietjie meer. En ek besef in my gees dat dit is presies wat die Here met ons moet doen, om ons op 'n punt te kry waar alles wat uit plek uitgegroei is, weer mooi in lyn gesnoei kan word. Maar hierdie snoeiproses is glad nie gemaklik nie. Veral as daar sekere dinge is van jou verlede waarin jy nog vashou. En ek wil vir u sê, kerk van die Here, as jy wil vashou aan iets van die verlede, hou aan memories vas. Die mooi memories. Hou weer aan al hierdie mooi herinneringe wat jy het vas, maar laat gaan die dinge wat jy jaar na jaar met jouself saam sleep. Elke nuwe jaar in, dit hou jou terug. Dit hou vir jou terug. As ek vandag kan sê, my hulp is van die een wat my gemaak het,
die een wat die heelal gemaak het, en alles daarop, en alles daarin. Hoekom vertrou ek nie die Here deur te laat gaan, wat hy gesê het laat gaan? Nou ek het daar seker 7 of 8 ure sy werkskaf ingesit, weer terug gaan kyk later, vat ek die vrou saam, sê kom kyk bietjie hier wat ek by ons gedoen vandag. En sy het nie op haar houer gesit nie, hoor, sy het vreeslike stuk gras gesny. Sy was soos 'n ou mens, sy sê daar plaas, sy sê opstaan, sy skreeuw steeds soos 'n ou mens. Ons het gewerk gister. Dis lekker, want die Here gee vir ons die krag om te doen, né? En ek sien hoe ek al hierdie bosse oopgesny het. En ek kan onthou die prentjie wat ek gesien het. Die pad was naderhand sodat jy dak uit daai die bosse en jy kom naderhand nie meer deur nie. So daar is plekke waar jy voel, jou voertuig word gekrap en die speeltjies word teen die goed geskuur en sovoorts. En dit was verseker nie lekker vir hierdie bosse om so getrim en gesny te word. Jy moet mooi verstaan, alles wat oorgehang het, alles wat uit proporsie uitgegroei, is eers skielik nou mooi en skerp gesny. Dis presies wat God met u en met my wil doen. Alles wat oorhang, alles wat uit wyd uit is, alles wat uit proporsie is en in die pad is, wil hy kom en hy wil het afsny, sodat jy kan ligter word, sodat jy weer in shape kan kom, sodat jy weer kan stap in die pad en die lig wat die Here vir jou instoor. Vir die nuwe jaar kan ons ingaan sonder om al die oorhangsels en dinge wat in die pad is, saam met jou in 2026. Kerk, die Here sê vir ons in Psalm 121, elke nuwe begin en elke terugkom van jou sal ek bewaar. Wat beteken dit dan? Alles wat jy doen en waarin jy gaan en alles waarin jy kan dink, sal onder God se sorg wees. As jy dit doen, sal hy jou bewaar. Ek wil vir julle sê vandag, kerk, ek gee nie om wat jy in jou verlede gedoen het. Ek gee nie om of jy geaborteer het. Ek gee nie om of jy saam met 5 verskillende mans of 5 verskillende vrouens geslaap het. Ek wil vir julle sê vandag, as jy na die Here toe kom, kan jy van hierdie baggage ontslaan. Moenie toelaat dat die vyand jou gebruik nie. Moenie toelaat dat die vyand hierdie gemors saam met jou laat sleep in die nuwe jaar in nie. Dit hou vir jou terug. Dit maak nie saak wat in jou lewe verkeerd gegaan het die kerk. Aan gister kan ons niks doen nie. Maar môre het ons hoop. Daar's hoop vir môre. In die toekoms kan ons iets verander. Ons kan ons besluite beter neem. Maar moenie dat die vyand vir jou sê, jy moet hierdie bagasie saam met jou jaar in en jaar uit dra. Hy sê hy sal jou bewaar. Die Hebreëse woord vir bewaar beteken die volgende, om te beskerm, om wakend oor iets te hou, of om iets of iemand noukeurig op te pas. God se bewaring is nie passief nie. Dit is aktief, voortdurend en getrou. God sluimer of slaap nooit. Hy is altyd waaksaam. Hy is altyd by ons, soos jy skadu. So as jy hier uitgaan in 2026, elke dag wanneer jy jou eie skadu sien, weet dat die Here saam met daai skadu, saam met jou beweeg, oral waar hy gaan. Dan gaan hy verder en hy sê, van nou af, en hierdie frase beklemtoon dat God se beskerming vir onmiddellik geld. Dit beteken nie dat eers een dag in die toekoms gaan begin nie. Dit beteken nie dat sy hulp afhanklik is van sekere omstandighede in die lewe nie. Nee. God sê nie, een dag sal ek jou bewaar nie, maar nou, in die huidige situasie, hier waar jy nou sit, as jy dood is, waar nie ook al is, of in jou onsekerheid waarin jy tans leef, daarom kan ons hierdie thema gebruik op die laaste dag van 2025, van onsekerheid tot oorgaan, wat ek weet, dat 2026 in God sal.
as jy onseker is oor iets kerk, dan sit by die voete van die Here. Sit by die voete van die Here, en hou partymal 'n bietjie jou mond, want ons gee nie die Here kans om sy sê te sê. Gaan sit net partymal 'n bietjie, bly stil, en capture your mind, en sê, nou, dink ek absoluut niks van my omstandighede. Dink nie aan die werk nie, dink nie aan my finansies nie, dink nie eens aan my vrou of my kinders nie. Here, ek sit hier, en wag op U. Dis wat ons nodig. Dis wat jy doen as jy by die voete van die Here kom. Ons is geneig om te bid en alles af te rammel. Het jy geweet dat hierdie is nie 'n one-way conversation veronderstel om te wees nie? Nee. Dit is soos wat ons met mekaar praat. Jy gee my 'n geleentheid om te praat, en ek gee jou 'n geleentheid om te antwoord. Dit is hoe ons met God behoort te wees. 2026 lê nie in my eie hande, want ek is nie God. Dit lê nie in mense se hande nie, my toekoms lê ook nie in my familie se hande of in vriende nie. Dit lê in God se hande. Weet vandag, die goeie man wat jy het, of die goeie vrou wat jy het, die kinders wat jy het, jou werk wat jy het, jou huis wat jy het, jou besittings wat jy het, die voertuig waarmee jy vandag tot hier gekom, is alles deur God voorsien, en deur sy genade. Ja, ons het gewerk daarvoor, maar God is die een wat vir jou voorsien het vir daardie werk. Hy is die een wat alles moontlik gemaak het. Wat 'n groot eer is dit nie om te roem in my Skepper van hemel en aarde. Om vandag te kan sê, Here, ek weet verseker, alles wat ek het is net geleen. Alles wat ek is net genade. Alles wat ek in hierdie jaar behaal gekom, wil ek eer aan U gee. Want as dit nie vir U was ek niks. Amen. Ons dien 'n wonderlike God. Hierdie vers gaan verder en hy sê die volgende. Van nou af, jy moet nou onthou, begin ek sê van nou af, tot in ewigheid. Tot in ewigheid sal my bewaarder my ingang en my uitgang bewaar. Hierdie is een van die kragtigste dele wat jy aan kan dink. Dink bietjie. In die aand is ons gaan slaap, want sê ek, Here, ek bid dat die engele van die noorde, oos, suid en wes, regom hierdie stuk grond, sal manifesteer, en sal uithou alles wat nie van U af is. En dan tree my bewaarder in, en hy sê, so sal dit wees. Hoekom? Want ek het vir jou in Psalm 121 gesê, ek sal jou ingang en jou uitgang bewaar. Kom ons gee die Here lof. Ons dien 'n awesome God. God se bewaring het geen vervaldatum. God besluit nie, hy bewaar my ingang en my uitgang net tot hierdie jaar verby is. Nee, hy sê inteendeel, hy sal jou ingang en jou uitgang bewaar tot in ewigheid. Besef U wat dit beteken? Dit beteken, selfs hierdie lewe hier, stop God se bewaring nie. Dit gaan aan tot in ewigheid. As ek hierdie liggaam verlaat, bly dit my bewaarder. As ek daar bo kom, bly hy my bewaarder. Prys die Here. Hy sê dit beteken tot die ewigheid. Besef ons vandag wat beteken dit. Die bewaring is nie net tydelik nie. Dit sluit jou siel en die ewige toekoms in. Selfs wanneer die aardse beskerming ophou, hou God se bewaring nooit op. Kan ons hierdie glo vandag, kerk? Want as jy dit glo, sal dit so wees. Ons moet mooi verstaan. Ek kan hier staan elke dag en my longe uitpreek. En vir jy sê wat die woord van God sê, jy kan selfs die woord vat en dit gaan nalees. Maar as ons dit nie glo nie, beteken dit niks vir my. As ek nie glo dat ek 'n bewaarder het, sal hy nie kom. Geloof is bitter belangrik. Geloof is nodig, sodat die woord van God die werking kan. Nou kom ons kyk bietjie na wat hierdie vers eintlik nie vir ons beteken.
Ons mis dit partymal. Dit beteken nie dat 'n gelowige nooit gaan swaar nie. Vir God om jou bewaarder te wees kerk, beteken nie, jy gaan nie deur storms gaan in die lewe. Nee. Dit beteken ook nie, dat het nooit slegte dinge met jou sal gebeur nie, because bad things happens to good people. Vir hierdie bosse, op hierdie 2 spoorpaadjie, om weer in sy te kom, moes dit gesny, geknip en gesnoei geword het. Dit is nie altyd lekker. Ek wil vir u sê, God sny partymal ook sekere mense uit jou lewe uit, omdat hy weet, jy is beter afsonder. Ek het nou te min amens gekry. Kerk, God sny partymal mense uit jou lewe uit, omdat hy weet, jy is beter afsonder. En dan sny God mense uit jou lewe uit, wanneer daai persoon klaar sy doel, wat God vir hom gehad het in jou lewe verrig. En dan natuurlik, bid ons vir sagmoedigheid, die gees, die vrug van die gees, Here gee vir my daai sagmoedigheid, daai langmoedigheid, gee vir my geduld, Here, dan stuur jy veel mense. Wat jou geduld lelik doet. Dan stuur jy vir iemand wat jou so griewelooslik irriteer, dat ek sê, Here, waar is daai langmoedigheid? Dis wat ek besig is om jou te leer. Ek stuur hierdie irritasie vir jou, elke dag, sodat jy sagmoedigheid, langmoedigheid en geduld kan leer. Net, is dit nie waar? Ons dink die Here gaan sê, Jesus, vir jou 'n bietjie geduld, my broer. Kom, ek stuur vir jou iemand, wat jou geduld beproef. En hy ry gewoonlik so Toyota, busie. Daar sê. Dis daarom meer eerlik is as daar hierdie kerk. Wat hierdie teks wel vir ons beteken, kerk, en nou wil ek jy moet mooi luister. En vat hierdie vandag en maak dit jou eie. Bære dit in jou hart en sê dit vir die vyand. Niks kan jou uit God se wil ruk nie. Niks nie. Niks kan jou uit die hand van God uitsteel nie. Alles moet gebeur onder sy toesig. Hierdie teks leer ons om in vrede daarmee te leef. En nie te vrees nie. Om ons vertroue op God te plaas en nie op mense en omstandighede. Om elke dag bewustelik onder God se sorg te leef en nie my eie wil, soos ek dit gedoen het in 2025. Nou wil ek vir julle sê, kerk, daar is baie dinge wat in ons lewens gebeur wat ons nie verstaan. Dan wonder ek, Here, maar hoekom moet hierdie met my gebeur? Here, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Hoekom nie? Wie is jy dat jy moet gevrywaar word daarvan? Ek het 'n getuienis gehoor, en julle almal behoort aan te ken, Joyce Meyer, baie bekende, goddelike vrou, wat verkrag is deur haar eie pa, meer as 200 keer. Hy het daar elke keer wanneer hy beplan om te verkrag, gevat, dan ry hy na die begrafplaas toe. Dan verkrag hy haar daar. Hy het daar verkrag tot sy 18 jaar oud is, vir die laaste keer. Hy was haar pa oorlede in haar huis. En sy het besluit om hierdie vir die Here te gee. En dit nie elke jaar in en jaar uit sal met ons. Kerk, hoekom het dit met haar gebeur? Moes dit met haar gebeur het? Nee. Die Here kom en hy sê vir jou gebruik. Ongeag wat jy deurgegaan het, vir jou gaan ek gebruik om siele te werk vir die koninkryk van God. En sy doen dit, behoorlik. Sy staan agter 'n mikrofoon. Iemand wat dit deurgegaan, kan jy jouself indink? Vir 18 jaar. Oor die 200 keer verkrag deur jou eie pa. Ek verstaan nie hierdie dinge. Maar wie is ek om dit te verstaan? Maar ek wil vir jy sê, kerk, is daar dinge in jou lewe gebeur. Dinge wat jy voel jy verdien nie. Wil ek vir jou sê, die Here sal jou nooit beproef bo dinge wat jy kan hanteer.
Die Here sal jou nooit beproef op 'n plek waar hy weet jy gaan val nie. Hy gaan nie dit doen nie. Maar hy bring dalk hierdie ding op jou pad omdat hy weet verder vorentoe gaan jy iemand kan bystaan wat dieselfde deur gegaan het of dalk minder deur gegaan het as jy. Kerk, ek kan nie vir jou vertel hoe om jou kind groot te maak as ek nie my eie kinders groot gemaak het. Ek kan nie vir u sê, hou vas aan die Here, dit maak nie saak wat in jou lewe gebeur, as ek nie omstandighede gehad het, wat my op die grond gehad het. Ek het 'n pastoor geken, ou Willie Botha, hy's 'n sanger, het altyd gesê, ek was so down gewees, down en afgekyk tot op my. Maar ek het geweet, my God is my skaduwee. Mense sal jou los, en ek gee nie om. Ek gee nie om wie my los nie. Ek gee om God met my is elke dag. Ek wil vir u sê, as mense jou nie meer wil help nie, God sal jou help. Dit wil ek hê, jy moet mooi verstaan, die Here sal jou nooit, ooit los. Vir elke keer wat daai dame verkragt was, die Here het gelos. Hy het nie. Ons verstaan nie hoekom hierdie ding gebeur nie, en ons weet in ons harte, dit hoort nie so nie. Maar ek dank die Here vir sy goddelike genade, want as dit ek was, wat op so iets moes afkom, weet ek nie wat sal gebeur. Maar die Here, dank ek die Here vir sy genade. Ons behoort elke dag in hierdie nuwe jaar te bid. Here, dankie dat u vandag my ingang en my uitgang bewaar. Psalm 122 vers 8 is 'n allesomvattende belofte wat God vir ons gee. As jy nie in hierdie belofte beleef nie, kerk, as jy dit nie vat in jou eie maak en glo, God sê vir my, ek is jou bewaarder. Dit maak nie saak wat jy deurgaan in die lewe. God gee vir ons hierdie belofte. As jy in hierdie belofte bly leef, sal dit so wees. En ek wil jou aanmoedig om hierdie nuwe jaar in te gaan met die wete, God waak oor jou hele lewe. God waak oor jou nou, oor jou môre en oor jou ewigheid. Kerk van die Here, hierdie is nie net 'n mooi teksversie, dit is 'n lewensanker in geloof en vertroue in ons Skepper. Gister is verby. Dit lê agter ons. Kan Joyce Meyer enige iets doen aan wat gebeur het? Nee. Kan u en ek iets doen aan dinge wat gebeur het gister, eergister, laas maand, 10 jaar terug, 20 jaar terug? Nee. Gister is verby. Ons kan absoluut niks aan gister doen, behalwe om op jou knieë te val en te repent en te sê, Here, ek het gefaal gister, dit is wat ek gedoen het, ek erken, ek was verkeerd, ek erken my sonde, en ek bid vir vergifnis en u genade. Dis al wat u en ek aan gister kan doen. Gister dra herinneringe. Sommige van hulle is mooi, ander is seer, maar is verby. Ons kan nie teruggaan om woorde te verander en ons keuses oor te maak, of om oomblikke oor te leef. Wat verby is buite ons beheer. Daarom behoort ons nie om hemelsnaam vas te hou aan goed wat laas jaar gebeur het, selfs goed wat hierdie jaar gebeur het. As ons inbeweeg in 2026 af, kerk, sny af alles wat gebeur het in die lewe. Moenie soos daai mense wees wat sê, ek sal vergewe, maar ek kan nie vergeet daarvan. Dan het jy nie vergewe. Jy het nie, want jy onthou dit nog. Dis mos iets waarmee ons vrouens baie goed is. Hoekom is ek kwaad? Jy weet hoekom is ek kwaad. Nee, ek weet nie, my vrou sê, maar jy weet. Jy weet wat het jy 12 jaar terug daar by die braai vir my gesê, 10:30 by 11.
in jou ma se jaar. Moenie vir my sê jy weet nie daarvan. Broers, nou het jy 'n goeie amen vir ons, né? Die vrouens like ons om daai ou koeie daai sloot uit te trek. As o, jy het vergeet, jy het gedink ek het vergeet. Nee. Dit is Jesus 'n olifant. Ons raak ontslaaf van alles wat in die verlede gebeur het, want dit hou jou terug. Ons kan absoluut niks daaraan doen. Maak nie saak of ons mekaar seer gemaak het of teleurgestel het gemaak nie. Wat kan ek doen aan wat ek reeds gedoen het? Niks behalwe om te sê, dit is jammer. Maar ek dank die Here. As ons vandag kan sê, gister is verby en dit lê agter ons, kan ons vandag sê, môre lê nog voor ons. God gee vir ons vandag as geskenk 'n nuwe begin, 'n nuwe kans om anders te kies, reg te leef en met wysheid vorentoe te staan. Met ander woorde, al hierdie ou koeie wat jou vrou so nou en dan nie uittrek, moet dit nou mee ons nou nie weer gaan doen nie, jy weet mos nou sy hou nie van dit. Luister broers, ek probeer julle help vandag. Want as jou vrou is in daai rottemaaier mout ingegaan, dan sukkel jy nog 'n rukkie om daai te kry. Nou ja, myne gaan nog nie in rottemaaier mout in, so prys die Here vir 'n goeie vrou. Maar in elk geval, al kan ons nie die verlede verander nie, kan ons wel leer daaruit. Dis wat ons moet doen. En dis hier waar ons besluit moet maak. En nie soos 'n tolbos wat deur die wind rond geslinger word, heen en weer, deur die wind gewaai word. Want as jy God jou anker maak, sal geen wind of geen storm jou kan losruk en verwaai nie. Die mens het die geneigtheid om elke jaar met nuwejaarsvoorneme te kom, want Januarie is nog nie eens verby nie. As ek maar weer terug op die sitkamerbank en my gym token lê in die kas neer. Hierdie jaar gaan ek begin gym. Ek ken 'n ou wat al vir 4 jaar ry, sê, ja, ek wag net vir jou. Hoekom wag jy vir jou? Wat moet met Julie man? Is dit te koud? Nee. Die Here roep ons nie om in skuld, spyt of vrees te bly, maar om vorentoe te kyk in geloof. Hy neem wat gebreek is agter ons en gebruik dit om ons te vorm vir dit wat voor lê. Gister is in God se hande. Want dit wat verby is verby en net God kan ons vergewe vir die dinge wat ons gedoen het in ons verlede. Vandag is ons verantwoordelik. Ons is verantwoordelik vir die besluite wat ons maak. Ons is verantwoordelik vir die dinge wat ons doen. Maar ons is toch te vinnig altyd om iemand anders te blameer vir ons eie doen en laat. Dis my vrou se skuld dat ek so sy. Jy verstaan nie hoe dit voel om met hierdie vrou getroud te wees nie. Ja, ek verstaan nie, jy is doodreg. Wat ek nie verstaan is hoekom jy nie jou rol as man in jou huis kan inneem. Dis wat ek nie verstaan. Wat ek nie verstaan nie, is hoekom jy nie jou huishouding in lyn begin kry met God se woord nie. Dis wat ek nie verstaan. Wat ek nie verstaan nie, is hoekom jy nie die orde van God in jou huis inbring. Dit kan ek nie verstaan nie, want ek kan vir jou garandeer vandag, as jy jou plek as man inneem in jou huis, moet jou vrou en jou kinders vra. Ek gee nie om wat jy vir my sê vandag in kerk, as jy die Here eerste stel, en jy as pa of priester van jou huis jou rol inneem, sal jy sien hoe radikaal jou huis gaan verander. Amen. Prys die Here. Ons wil altyd almal blameer behalwe onsself. Hierdie lack of accountability het al begin by die heel eerste mens wat God geskaap het. Ironies, Adam en Eva was deur God self in die tuin van Eden geplaas en het alles gehad wat hulle nodig gehad het,
God het hulle egter een duidelike opdrag gegee en vir hulle gesê, jy mag nie eet van die boom van kennis en goed en kwaad. Wat doen hulle? Hulle is ongehoorsaam. En hulle eet van hierdie verbode vrug. En dit het sonde in die wêreld ingebring. En vir die van u wat nie geweet het nie, ongehoorsaamheid is 'n sonde. In plaas daarvan om verantwoordelikheid te neem, het hulle begin om mekaar en ander die skuld te gee. Adam het gesê, dis die vrou wat u vir my gegee het. En Eva het die slang blameer. Niemand het hulle eie skuld erken. Hierdie reaksie wys hoe sonde nie net ongehoorsaamheid bring nie, maar ook verhouding breek tussen mens en God en selfs tussen ons, onder mekaar. Skuldverskuiving word 'n manier om weg te probeer kom van niks anders as jou eie verantwoordelikheid. En dit wys ons goewerment vir ons baie mooi. Daar is geen accountability in ons regering party. Niks. Niemand het die ruggraat om te sê, weet jy wat, ek is jammer, ek het gefouteer, ek sal dit regmaak. Nee. Die verhaal leer ons dat ware herstel nie kom deur skuld op ander te plaas, maar deur eerlikheid, berou en gehoorsaamheid aan God. Selfs toe het God hulle nie verlaat. Hy het hulle aangespreek, geoordeel, maar ook bedek en hoop gegee vir verlossing. Om iemand anders te blameer is nie 'n oplossing. Erken jou foute en vra vir God om dit te help. Terwyl jy weet dat sy belofte steeds staan, jou hulp is van die Here, van hemel en aarde gemaak. Kan ons vir die Here 'n kans gee in 2026? Is ons bereid om God toe te laat om deur hierdie snoei of slypproses met ons te slyp en te vorm soos wat hy dit wil hê? Dat hy kan ontslae raak van alles wat oorhang en alles wat uit proporsie uit is. Self vir God te vertrou in alles waaroor ek onseker is. En 'n totale oorgawe aan God te maak. En te glo dat 2026 reeds in God se hande lê. Moenie vermoere vrees die kerk, ons het nie nodig om te vrees daarvoor. Ek weet nie om wat is dit wat jou pla? Of dit nou jou finansies is, ek weet, volgende week kom, almal wat kinders in die skool het, is nag. Dis stationery, dis boeke, dis nuwe skoolklere, dis die en dis daai, dis skoene, dis tasse, maak nie saak wat dit is nie. En ek gee nie om wat jou situasie is nie. Gee dit vir Here. Moenie self sukkel en bekommerd wees daaroor nie. Glo ek dat God reeds by môre is. Moenie hier sit en sê, ag, ek weet nie wat gaan ek doen nie. Sê, ek weet wat ek gaan doen. Ek gaan op God vertrou. Die Here sal vir my meer maak. Amen. Terwyl jy vandag onseker is oor môre, wil ek vir u sê, God het reeds vooruit gegaan om die baie vir jou gelyk te word. Hy sien wat jy nog nie kan sien. Hy ken die uitkoms voordat die vraag ontstaan. Môre is nie onbekend vir hom. Hy hou dit reeds in sy hande. Daarom kan ons vandag in hom rus. Vertrou en volhou, want dieselfde God wat ons gister gedra het, staan steeds by jou môre. Dieselfde God wat jou in 2025 gedra het, is dieselfde God wat reeds vir jou wag in 2026. Môre is God se belofte. 2026 is God se belofte aan u en aan my. Ons behoort nie te leef en vasgevang te wees in wat was nie, maar ons behoort hoopvol te wees op dit wat nog kom. Of in die nuwe jaar wat voor ons lê, want God wag reeds vir ons daar. Al wat ons moet, is laat God toe om jou te verander. Want sonder transformasie deur die Gees,
gaan niks in jou lewe verander. God wil betrokke wees in elkeen van ons lewe. Ek verstaan nie hoekom 'n God soos hy steeds betrokke wil wees in 'n mens soos ons se lewe. Wat doen aan hom wat ons elke dag moet doen. Maar ek dank God vir sy onvoorwaardelike liefde. Kan ons 'n besluit maak vir 2026 dat ons die Gees gaan toelaat om te sluit en te sny waar het nodig is. Te laat gaan al voel ek nie so nie, maar ek gaan gehoorsaam wees aan sy Gees, want hy weet beter as ek. Sy gedagtes is nie my gedagtes. Laat God toe om die stuurwiel vas te hou van jou lewe, want hy weet waarna hy jou wil lei. En omdat ons weet dat God net die beste vir ons wil hê, kan ons 'n volle oorgawe maak aan hom en op hom vertrou. Daarvoor, my liewe broer en suster, kan ek getuig. Dis een ding wat ek dank die Here voor bly is daar so 'n stadium in my lewe gekom waar die Here my so een trappie opgetel het in my geloof. En ek kan vir u sê, God is getrou. Hy kom dalk nie deur op die dag wat jy verwag nie, maar 2 dae later kom hy neer. God is getrou. Hy toets jou. Onthou jy, die Here mag jou toets. Sê, kom ek strek op nog so 2 dae. Kom ons kyk wat maak. Here, ek bly getrou. Okay, 2 dae se week, kom ons gaan nog 3 dae. Here, ek bly getrou. Die Here sal vir jou neem. En ek kan afsluit met die volgende. Jesaja 55 vers 8 en 9. Bevestig wat ek net nou gesê het vir u, want my gedagtes is nie julle gedagtes. En julle weë is nie my weë, spreek die Here. Wat soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Mag hierdie jaar 2026 vir die elkeen net vrede, vreugde, goedheid en guns bring. Mag elkeen van ons in hierdie nuwe jaar 'n begeerte ontwikkel om meer gehoorsaam te wees teenoor ons Maker, om nader te beweeg aan God. Mag dit ons voorneme wees dat ons lewens sal lei dat God sal behaag. Dat ons alles waaroor ons onseker is voor God sal neerlê en oorgawe met die wete dat hierdie jaar wat voor lê 2026 is in God saam. En hy waag reeds vir vandag. Kom ons sluit af. Vader, wat 'n wonderlike voorreg en kragtige woord is hierdie. En ek bid en ek sê dankie. Dankie vir die kragtige woord. Dankie dat ons elkeen kan besef vandag dat ons het 'n bewaarder. Ek het 'n bewaarder wat my ingang en my uitgang beskerm, bewaar. En u woord sê, Here, van nou af tot ewigheid. Vader, u leer vir ons in hierdie psalm. As ek my oë opslaan na die berge, hoef ek nie te vra waar my hulp vandaan sal kom. Want ek weet, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Here, in die woord leer vir ons dat my bewaarder slaap of sluimer nooit. Die woord sê vir ons dat ek jou bewaarder sal sorg, dat die son jou nie bedag steek, en die maan ook nie snags. U leer vir ons, Here, dat u aan ons regterkant soos ons skaduwee by ons loop. Wat beteken dat u ons nie vir 'n oomblik alleen sal los in hierdie nuwe jaar voor lê. En ek bid en ek pleit by u Vader, dat u ons as nietige sondaars sal sluit, sal snoei, sal skuur
tot alles, Here, wat nie van U af is nie meer in ons lewens sigbaar is. Dat wanneer ons sal gesien word deur die wêreld, dat ons werklik waar as die lig met Christus Jesus in ons gesien word. Dat ons hierdie nuwe jaar 2026 sal ingaan met die wete dat my God wag reeds daar. Al wat ek moet doen, is ek moet oorstap in hierdie nuwe jaar. Want U is reeds daar. Wat 'n voorreg en eer is dit, Here, om dit te weet. Ek bid nou, Vader, dat elke een van ons wat nog bagasie het, wat saam met ons rondgedra word, maak nie saak wat dit is, bid ek in die naam van die Here Jesus Christus, dat ons nou die vrymoedigheid sal hê om dit vir die Here te gee. Net daar waar jy sit, give it to God. Die Here sal mense vrymaak en losmaak vandag, in die naam van Jesus. Ek bid, Here, dat elke stukkie bagasie, elke sak wat saam gesleep word, jaar in en jaar uit, gelos sal word in 2025. In die naam van Jesus. Here, ek bid dat die mense sal vrymaak en sal losmaak van hulle verlede. Dat die ons sal oprig as manne en vrou in Christus Jesus. Dankie daarvoor, Vader. Dankie vir die wonderlike liefde en die genade. Onverdiende genade, onvoorwaardelike liefde. Dankie, Here, dat ons kan opkyk en kan weet, U is daar. Want U sal waar weer ek gaan. U is altyd daar. My gebed is, Here, vir hierdie nuwe jaar wat voor, dat ons werklik waar deur die lewe wat ons lei, die koninkryk van God begin uitbrei. Die woord sê, Here, die oes is groot, maar die arbeiders is min. En vir hierdie nuwe jaar wat voorlê, bid ek, Here, dat hierdie klein kerkie met sy nate uit sal bars. Ek bid in die naam van die Here Jesus dat daar mense is wat vanaand 'n nuwejaarsvoorneme sal maak en sê, in hierdie jaar kom ek terug na die Here toe. In hierdie jaar kom ek weer by die huis van die Here aansluit. Want ek weet, ek is nie waar ek behoort te wees. Ek roep vandag, Here, mense wat nog nooit van Christus gehoor het, mense wat van hom gehoor het en die belangstel nie. Ek bid dat daar 'n honger en 'n dors in hierdie nuwe jaar onder die volk sal kom. Here, dat die kerk uit hulle nate uit sal bars. Van mense wat inrol vir die woord van God. Dankie, Here, daarvoor. Dankie vir die goedheid, dankie vir die getrouheid, Here. Dankie dat U elke een van ons, selfs die mense daar buite, wat op hierdie oomblik dink dat hierdie is 'n tyd waarin ons moet braai en drink en kuier, selfs daardie mense het U deurgedra deur 2025. Ek dank U, Here, vir elke dag en elke nag, van Januarie die 1ste tot Desember die 31ste, tot hier waar ons vandag staan. Here, het U vir ons bewaar. Eer U daarvoor. Dankie, Here Jesus, vir 2025. Dankie, Here Jesus, dat U reeds vir ons wag in 2026. Ons loof U, ons eer U, ons prys U, Heilige God. Help ons, Here, dat ons beter mense sal wees in 2026. Help ons, Here, dat dit waarmee ons gesukkel het in 2025 makliker sal wees.
Help ons dat ons sal toelaat, Here, wanneer die Gees die snoeiwerk begin, van U weet die beste. U weet wat het ek nodig het, wat nie. En ek bid die blessing van God in abundance oor hierdie gemeente, vir hierdie jaar wat voor. Here, ek bid dat U hulle uit hulle skoene uit sal sien, op elke moontlike gebied, dat hulle sal terugkom met 'n getuienis en lof en eer aan ons getroue God, wat ons gebede verhoor vandag. Ek spreek dit oor hierdie gehoor in die naam van Jesus.